Hi, welkom by Geloof is Oom. Ek is jou gasheer, Dr. Brian Adams. Ons doen 'n reeks oor die leerstellings van Christus wat in Hebreërs 6 vers 1 gevind word. Dit praat oor die leerstellings van Christus, en nie die leerstellings van Paulus of hierdie persoon of daai persoon nie. Maar dit praat oor wat Christus tyd spandeer het om sy disippels te leer, sodat jy kan weet wat die kombinasie van die Ou Testament na die Nuwe Testament is. Omdat sommige hiervan, soos die oplegging van hande, al die pad terug na die ou dae van Moses voortgespruit het. Dit was alledaags en algemene ding, die natuur en die weë van God om mense die hande op te lê. Ons het gepraat oor bekering van dooie werke. Ons het gepraat oor geloof teenoor God tot waar ons nie meer is nie, soos Adam en Eva gedoen het, gesê. Ons sal kies en die besluit neem tussen wat goed en wat kwaad is, maar ons wil hê jy moet. Ons plaas nou ons geloof in God, wat beteken ons sluit God in by alles wat ons doen, nie net in tye van krisis nie. Ek glo hy wil nie net besoekregte verswak nie, maar God vereis volle toesig. Wanneer jy sy naam aanroep en sê jy's 'n wedergebore Christen. Kom ons gaan na die boek van Hebreërs en begin gesels oor vandag se lering wat getiteld sou wees oor die laaste een van die 6 ewige oordeel. Hebreërs hoofstuk 5 vers 12 tot 14. Want wanneer julle die eerste keer leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat iemand julle leer wat die eerste beginsels van die woorde van God is, en julle het behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Vir elkeen wat melk nodig het, is dit onderdenkend in die woord van geregtigheid, omdat hy of sy 'n baba is. Maar vaste spys behoort aan hulle wat volwassenes is, die wat deur gewoonte hulle sintuie geoefen het om beide goed en kwaad te onderskei. Hebreërs hoofstuk 6 verse 1 tot 3 laat ons dan nie die beginsels van die leer van Christus laat vaar nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente lê van bekering uit dooie werke en van geloof in God, van die leer van die doop en van die oplegging van hande en van die opstanding van die dode. Nou gaan die laaste een noem, dis waaroor ons vandag onderrig gee. Einde van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Sien, as jy enige iets van bouwerk weet, weet jy dat jy eers die fondament behoorlik moet lê. As jy 'n gebou bou, sal jy die fondament doen. Dan moet mense uitkom, inspekteurs, en hulle sê, goed, wat nou? Jy wil nou op hierdie fondament bou, die gewig en die hoogte, jy het nou aan die vereistes voldoen. Want jy het die fondament, die beton gegiet, jy het dit. Dra die wapeningstaal, wat jy ook al nodig het, net reg. Dan sal jy op 'n permit gee. As dit nie reg is nie, dan, my vriende, sal julle nie die permit kry nie. Wel, dit is soort van die scenario, want hou, Jesus was 'n skrynwerker, so hy was 'n bouer. Hierdie is 'n scenario wat sê om hierdie fondament te lê, en dan sal ons voortgaan na volmaaktheid as God dit toelaat, as hy dit toelaat, as ons daardie fondamente het reg. Om voort te gaan na volmaaktheid, vir my, ek glo ek sal probeer om dit so te verduidelik, soos om te sê dat om voort te gaan na volmaaktheid beteken, ons groei, ons word bevorder, ons gaan verder, kry meer verantwoordelikheid in die bediening. Maar meer bediening, meer druk, meer gewig, ons is saam met die Here ingespan, ja natuurlik, maar daardie gewig van die bediening, verantwoordelikheid is seker nog 'n woord wat ek kan gebruik. Ons moet daardie soliede fondament hê, sodat ons kan optree en funksioneer soos God van ons verwag. Daarom, laat ons die beginsels van die leer van Christus los en voortgaan tot volmaaktheid, sonder om weer die fondamente lê van bekering van dooie werke en geloof in God, van die leer oor die doop, handoplegging, opstanding van die dooies en van die ewige oordeel. Ek bid dat, soos as hierdie fondamente lê, God ons sal toelaat om verder te gaan, om bevorder te word, om in sy gees te groei en nie net iemand te wees soos daardie eerste skrifgedeelte wat ons gelees het nie. Dit benodig heeltyd melk, maar kan nie vleis hanteer nie. Ons moet in staat wees om te begin om vleis te hanteer. Die openbaring, die swaarder dinge van die dinge van God. Maar natuurlik het ons eers die ABC van ons geloof leer ken. Dis reg. Die fundamentele leerstelling van Christus, die groot wit troonoordeel, want ons praat van die ewige oordeel. Daar's 'n groot wit troonoordeel. Dis vir die gereddes. Jy weet, baie mense dink ek is wedergebore. Christus het my vir my sondes vergewe. Man, ek gaan net, en ons hoor altyd grappe oor Peter. Ek weet nie daar gaan 'n toegangspunt wees en dat Peter vasgehaak het om almal se name na te gaan nie.
Ek dink hy gaan meer van 'n beloning kry. Hy gaan een van die ouens wees wat op een van die 12 sitplekke sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. Maar so sal daar 'n groot wit troon oordeel wees en daar is 'n oordeel wat verskoon my, die groot wit troon is. Oordeel is vir die ongereddes. Dit sal gebeur na die 1000-jarige heerskappy van Christus. Wel, jy het al die storie gehoor waar dit sê dat hy vir 1000 jaar sal regeer. Openbaring hoofstuk 20 vers 13 tot 15. Kom ons lees en kyk waar dit vir ons sê dat dit in die skrif is. En die see het die dooies gegee wat daarin was, en die dood en die hel wat die dooies gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens hulle werke. En die dood en die hel is in die poel van vuur gegooi. Dis die tweede dood. So sien ons daar's 'n oordeel vir die ongereddes, maar ons gaan vandag praat oor dat daar 'n oordeel is. Ek het dit al klaar gesê. Herhaling is die moeder van leeg. Daar sal 'n oordeel wees vir die gereddes. Wat ons sê, wat ons doen nadat die Here ons gestuur het om ander mense vry te maak. En so is die dood en die hel in die graf gegooi. Dit is die tweede dood. En elkeen wat nie in die boek van die lewe geskryf gevind is nie, is in die poel van vuur gegooi. Is jy geskryf? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? As jy nie seker is nie, jy weet as jy so voel, ek weet nie. Sien, die Bybel sê vir ons dat wanneer ons wedergebore word, ons gees daarmee saam sal getuig. Ons sal weet dat ons sinne is en dat hy hierdie transformerende werk gedoen het. Ons sal uit die duisternis oorgebring word na God se koninkryk, na die lig. Man, ek is opgewonde want ek weet my gees getuig. Dankie Jesus. Ek is vergewe en verlos. En ek glo, sonder twyfel, my naam is geskryf in die Lam se boek van die lewe. Is jou naam daar geskryf? Ek gaan jou vra om te gee. En ek gaan waarskynlik 2 of 3 keer deur hierdie boodskap vra, is jou naam geskryf in die Lam se boek van die lewe? Dan gaan ons vir jou 'n geleentheid gee as jy nie seker is nie, of as jy sê nee, ek weet dit is nie. Ons gaan vir jou daardie geleentheid gee om wedergebore te word. Wanneer ons as gelowiges voor Christus staan, sal dit nie wees vir enige sondes wat reeds bely of vergewe nie, want natuurlik, dit is vergewe. Romeine hoofstuk 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Sien, dit sê vir my daar, dit is 'n baie belangrike skrif. Daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie, en mense stop gewoonlik daar. Maar wat sê dit? Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees wandel. So daar is die wat in Christus is, wat na die vlees wandel. En as jy na die vlees wandel, sal daar veroordeling wees. Wanneer my, daai veroordeling sal op jouself wees. Dis niks wat die Here veroordeel het nie. As jy na die vlees wandel, gaan jy die vereistes van die vlees vervul, wat die werke van die vlees is, wat sonde is. Maar as jy in die gees wandel, sê die Bybel, sal jy nie die begeertes van die vlees vervul nie. As jy in die gees wandel, sê jy nee vir sonde. Jy neem nie deel aan sonde nie. As jy na die vlees wandel, gaan jy nie die vereistes van die gees vervul nie. So die een kanselleer basies die ander uit. Ons moet dus sê, ek is in Christus. Ek gaan in die gees wandel. Ek gaan nee sê vir sonde. Romeine hoofstuk 14 verse 10 tot 12. Maar waarom oordeel jy jou broeder? Of waarom verag jy jou broeder? Want ons sal nie almal staan nie, verskoon my. Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus staan. Hy skryf aan gelowiges en hy sê, luister, hoekom oordeel julle iemand anders? Want elkeen van ons gaan voor die regterstoel van Christus staan. Nou praat hy met gelowiges. Alle gelowiges gaan spaan. Ons het die oordeel van die wit troon gehoor. Ons het gelees oor waar die ongelowiges uit die see opgeroep gaan word. Diegene wat in skeepswrakke gesterf het en dood is. Die wat in die hel en die poel van vuur is, sal opgetrek word. Hulle sal almal geoordeel word. As hulle naam nie in die boek van die lewe van die lam is nie, dan gaan hulle in die poel van vuur gegooi word. So daar is 'n oordeel vir die ongelowiges. Maar nou moet ek dit vir jou duidelik maak, dat jy verstaan, daar's ook 'n oordeel vir gelowiges. Want ons moet almal voor die oordeelstoel van Christus verskyn. Man, dit is vir my so kragtig, want daar staan geskryf, so waar as ek leef, sê die Here, elke knie sal voor my buig en elke tong sal bely tot God. So sal elkeen van ons rekenskap van homself aan God gee. Dit word gevind in Romeine 14 vers 10 tot 12, 2 Korintiërs 5 vers 10 tot 11. Want ons moet almal vir die regterstoel van Christus verskyn.
sodat elkeen kan ontvang wat hy deur sy liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons skryf van gelowiges. Nou skryf hulle hier aan gelowiges. Hulle sê, soos jy staan en voor die regterstoel van Christus verskyn, dit waaraan jy deelgeneem het, dit wat jy gedoen het, goed of sleg, in hierdie liggaam, hierdie aardse pak wat vir ons gegee is gedurende ons tyd op aarde, sal ons ontvang. Die vergelding daarvan, of dit nou goed is of sleg. Jy weet, ons moet hierdie leer van ewige oordeel verstaan, want as jy voel, wel, ek is vergewe, al wat ek moet doen is om 'n gebedjie te sê, niks gaan ooit hiervan kom nie man, dit gaan jou toelaat, dink ek, om op hierdie altaar van vetterige genade te loop, wat mense daar buite het. Maar ons sal rekenskap moet gee van wat ons doen. Wandel in heiligheid. Wandel in die liefde van God. Laat jouself toe om deur God teruggewys te word. God se koninkryk, deur sy gees, want ons wil hê dat jy voor die regterstoel moet staan, en ek wil dit hoor, dis my doelwit. Ek weet elkeen van julle wat luister, wil dit hoor, en dit is wat julle weet julle wil hoor. Goed gedaan, my getroue dienaar, jy wil beloon word. 1 Korintiërs, laat ek lees. 1 Korintiërs 3, hoofstuk 10 tot 15. Vir ons die genade vir God wat aan my gegee is. Soos 'n wyse meesterbouer het ek die fundament gelê en 'n ander bou daarop en laat elkeen oppas hoe hy daarop bou. Want geen mens kan 'n ander fundament lê as wat gelê is nie, dit is in Christus Jesus. Nou, as iemand op hierdie fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels, elke mens se werk, dit beteken hy praat nou met gelowiges, elke mens se werk sal openbaar gemaak word. Want die dag sal dit aan die lig bring, omdat dit deur vuur geopenbaar sal word. En vuur sal elkeen se werk beproef van watter soort dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy 'n beloning ontvang. Man, ek hoop om 'n beloning te kry. Want elkeen se werk sal verbrand word, hy sal skade ly, maar hy self sal gered word, maar dit is deur vuur. So, het jou bediening geval. Is dit weg? Val wat jy probeer doen uitmekaar, werk dit mee. Word jy moontlik deur vuur verhoor? Lok jy moontlik die voordele daarvan om iets in die vlees te doen? Hooi, hout en of stoppels. Ons sal geëvalueer en of beloon word. Matteus hoofstuk 25 verse 19 tot 34. Na lang tyd kom die Here van daardie diensknegte en doen afrekening met hulle. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, u gee aan my 5 talente. Kyk, ek het by daardie 5 talente meer verdien. Hy het so dubbel. Dis is nogal goeie rentmeesterskap, sou jy my sien nie. En sy Here sê vir hom, goed gedaan, goeie en getroue diensknegt. Jy was getrou oor 'n paar dinge. Ek sal jou oor baie dinge aanstel. Gaan in die vreugde van die Here. Ek wil in die vreugde van die Here wees. Ek wil hê dan moet vir my gesê word, goed, jy het goed gedoen. Ek wil neem wat aan God behoort en dit nie op myself mors nie. Ek wil sien hoe God hierdie groot dinge doen. Hy wat die 2 talente ontvang het ook gekom en gesê, Here, u het aan my 2 talente gegee. Ek het 2 ander talente daarby verdien. En sy Here sê vir hom, goed gedaan, goeie en getroue diensknegt. Jy was getrou oor 'n paar dinge. Sjoe, ek raak sommer opgewonde as ek daaraan dink. Selfs getrouer baarde. Jy weet, baie keer is ons beommer daaroor dat, man, as ek nie baie groot dinge doen nie, kom ons begin net met die paar dinge, die klein goedjies. Kom ons wees net getrou. Moenie klein begin en minag nie, sê een skrifgedeelte. Kom ons wees getrou met daai paar dinge. Ek het sommer opgewonde geraak toe ek dit lees. Verskoon my net daar gepauseer. Ek sal jou oor baie dinge aanstel. Gaan jy in die vreugde van die Here in? Die ou wat 5 gehad het, het hom verdubbel en 5 gekry. Hy het gesê, gaan in my vreugde in. Goed gebaan. Die ou wat 2 talente gehad het, hy het die verdubbel en 2 meer gemaak. En die Here het dieselfde ding vir hom gesê. Jy het goed gedoen. Jy's 'n getroue dienaar. Gaan in die vreugde van die Here in. Toe kom hy wat die 1 talent ontvang het en sê, Here, ek het geweet u is 'n harde man, wat oes waar u nie gesaai het nie en insamel waar u nie gestrooi het nie. En ek was bang en het die talent in die grond gaan begrawe. Kyk, hier is wat aan u behoort.
Ek het die een wat U my gegee het behou. Ek het dit nie verloor nie, maar ook nie laat groei nie. Ek het dit nie vermenigvuldig nie. Kyk, net soos jy Jesus sien, is hy 'n paar visse en 'n bietjie brood gegee en hy so met die hemelskakel dit seën. Breek dit en versprei dit. En dit is vermenigvuldig. God wil hê dat jy met die salwing van die Heilige Gees al die dinge wat hy vir ons gegee het, vermeerder vir verspreiding, glo ek. Jy weet, die Here, een keer toe ek 'n boek geskryf het, het hy vir my gesê, "Seun, ek wil hê jy moet met die hemel netwerk en ek wil hê jy moet 'n verspreider word van die dinge wat ek jou gee." Of dit nou geld is, of dit liefde is, of dit vergifnis is, of dit genade is, wat ek julle ook al gee, dit het julle verniet ontvang. Nou seun, vry ek gee. Die een wat gewen het en niks daarmee gedoen het nie, het in die grond weggekruip. Hier is wat die Here vir hom gesê het. En sy Here antwoord en sê vir hom: "Jou slegte en luie dienskneg, jy weet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en bymekaar maak waar ek nie weggeberg het nie. Jy behoort dus my geld by die wisselaars of in die bank te sit en dan by my koms sou ek my eie beloning ontvang het. Dit is 'n belangstelling is. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die wat dit het. 10 talente. Want aan elkeen wat het, sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het. Daar is 'n beloning, my vriend. Daar's 'n beloning om rentmeesters te wees, getroue rentmeesters, voorspoedige rentmeesters. Jy sal meer gegee word. Maar as jy niks daarmee doen nie, as jy al die verskonings het, is dit bang, voel ek nie ek is goed genoeg nie. Onthou, nou het hy, neem jou onwaardigheid en gee jou sy waardigheid. Hy sal jou ongeregtigheid neem en sy geregtigheid aan jou aanbied. En so word ons die geregtigheid van God in Christus Jesus. Nou, hier is wat dit gesê het. Hy het vir hom gesê, jy moes my geld in die bank gesit het. Jy moes my 'n bietjie belangstelling gewek het. En so het hy gesê, neem weg die een wat hy het, gee dit aan die een wat nie het. Vers 29 lui soos volg: Want aan elkeen wat het, sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het. En werp julle die nuttelose dienskneg in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op die troon van heerlikheid gaan sit en voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar skei, soos 'n herder sy skape van die bokke skei. En hy sal die skape aan sy regterhand sit, maar die bokke aan die linkerhand. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê: Kom, julle geseëndes van die Here. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê: Kom, julle geseëndes van my Vader. Beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is van die grondlegging van die wêreld af. Hy berei iets vir ons voor, net soos hy die vetgemaakte kalf vir die verlore seun voorberei het. Die Here het gesê, ek gaan 'n Herehuis bou. Ek sal nie terugkeer voordat dit klaar is nie. Die Vader sal sy goedkeuring gee. Man, wees 'n rentmeester. Wat het God vir jou gegee? Doen daardie werk, Bagie. Moenie skaam wees nie. Moenie met 'n klomp verskonings vorendag kom en nie die bediening doen wat God vir jou gegee het om te doen nie. Ek is vandag hier om vir jou te sê dat wat God ook al van jou vereis, hy dit vir jou sal gee. Hy beveel ons om die Here, jou God, lief te hê met jou hele hart, verstand en siel en om jou naaste lief te hê soos jouself. Wel sê hy, my liefde is in jou hart uitgestort. Ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en 'n gesonde verstand. So daar gee hy ons 'n gees van liefde. Hy stort liefde uit in ons harte. Hy benodig liefde, maar kyk gerus daarna. Hy gee ons wat van ons verkry is. Maar ons moet daai talent neem. Kom ons sê daai een ou wat een gehad het. Miskien was dit 'n talent van liefde. Hy het niemand lief gehad nie. Hy het niks daarmee gedeel nie. Maar ons moet vermenigvuldig. Liefde word vervolmaak deur liefde hê, deur dit werklik te doen. Ek onthou dat ek gelees het wat die disippels vir Jesus gesê het, leer ons om ons geloof te vermeerder. Hy het gesê aan hierdie breg. Met ander woorde, hy sê jy moet dit gebruik. Jy het liefde, jy moet dit gebruik. Jy het geloof, jy moet dit gebruik. Die enigste manier om te vermeerder is om produktief te wees. Toe Elia op soek was na 'n plaasvervanger, het hy 'n man met 12 jukosse gevind. 'n Juk is 2, so dit beteken 24 osse wat ploeg tydens droogte, hongersnood en pes. Die grond was daar, die diereontlasting was daar, maar Elisa soos, kyk, ek gaan dit doen. Ek gee nie om wat die ekonomie is nie. Ek gee nie om wat die atmosferiese druk is nie.
ek gaan hierdie tuin bou. Ek gaan dit droog. Hy was iemand wat verby die onmoontlike kon kyk en sê, ek kan alles doen met Christus. Met God is alle dinge moontlik. Doen jy dinge saam met God? Sit jy jou geloof in hom? Dan sal die koning verdeel sy regterhand sê, kom julle geseëndes van die Vader en beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is van die grondlegging van die wêreld af. Reken, 'n boekhouerterm wat beteken om rekeninge te vergelyk. Kom ons praat oor die belonings. Onthou, daar was 'n oordeel vir die ongelowiges. Daar gaan 'n oordeel wees vir die gereddes. Maar wanneer ons geoordeel word, sal daar belonings wees. Daar sal krone wees wat vir ons gegee word. En die Bybel sê, selfs wanneer ons daai krone het, sal ons hulle aan die voete van Jesus gooi. So, kom ons praat oor nommer 1, die kroon van onverganklikheid. Dit is om te wees gedissiplineerd en selfbeheerst. 1 Korintiërs 9 vers 25 tot 27 en elkeen wat na heerskappy streef, is in alles nugter. Nou doen hulle dit om 'n verganklike kroon te verkry. Maar ons doen dit. Dis mense van die wêreld, mense van die gees, van die wêreldstelsel. Hulle doen dit om 'n kroon te kry wat verganklik is, wat sal vergaan, wat nie meer sal wees nie. Maar ons as gelowiges, ons is 'n onverganklike. Ons soek na daardie onverganklike. Dit is 'n ewige kroon, daardie beloning. Ek hardloop dus so, nie onseker nie, ek beklei so, nie soos een wat die lug slaan nie, maar ek hou my liggaam in toom, bring dit in onderdanigheid, sodat ek nie, nadat ek aan ander gepreek het, self dalk verwerp sou word nie. Met ander woorde, hy sê, hy moet leef soos hy preek. As hy dit sê, maar nie so leef nie, gaan hy verwerp word. Dit beteken mense gaan hom nie glo nie, sy karakter, sy aanspreeklikheid, sy geloofwaardigheid. Wanneer iemand op die getuigbank kom, dis die woord waarna ek soek, wanneer hy op die getuigbank in 'n jury verhoor is, probeer die teenkant se prokureur sy geloofwaardigheid afbreek. Hy's 'n leienaar. Hy doen dit om sy vonnis verminder te kry. Hulle probeer sê sy woord is nie werd nie. So ons woord moet waardig wees. Ons moet gelowiges wees. Ons moet stap. Ons kan nie sê dat jy jou van hoerery moet onthou nie, maar dat jy aan hoerery betrokke moet wees. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan nie vir ander sê, moenie steel nie, maar dan steel jy. So, sê Paulus, ek streef daarna om in alle dinge matig te wees. En die mense in hierdie wêreld, hulle hardloop wedlope, die Olimpiese spele, wat dit ook al is, daardie opwindende dinge is gaaf, maar dit is 'n verganklike kroon. Ons, my vriend, gaan 'n onverganklike kroon ontvang. Maar Paulus, laat ek dit weer lees, vers 27, want dit is so belangrik. Maar ek hou myself onder my lyg, om dit te onderwerp dat ek ten minste op enige manier, wanneer ek vir ander preek, self 'n skipbrekeling moet ees. Dit was 'n onverganklike kroon, nommer 1. Nommer 2, 'n kroon van vreugde, sielwennende kroon. 1 Tessalonisense 2 vers 19 tot 20. Want wat is ons hoop of blydskap of kroon van roem? Dit is nie self julle in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus wat kom nie, want julle is ons heerlikheid en vreugde. Die kroon van vreugde. Kroon nommer 3, kroon van geregtigheid. Verlang na Jesus se verskyning en leef 'n heilige lewe in afwagting van die wederkoms. 1 Timoteus 4, 7, 8 sê, moenie nou ou wyse fabels verkondig nie, maar oefen jou liewer in godsvrug. Liggaamlike oefening is tot min voordeel, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die lewe het wat nou is en die toekomende. So daar's die kroon van geregtigheid, daar's die kroon van blydskap. Daar's die kroon van in Kolossi. Nommer 4. Kom ons praat oor die kroon onder G. Kroon van glorie. Dis 'n kroon wat aan pastoor gegee word. Kry ek een van hierdie? Ek hoop beslis ek doen. Kroon van glorie, pastoor se kroon. Eerstens, verskoon my, 1 Petrus hoofstuk 5 verse 2 tot 4. Wy die kudde van God wat by julle is en hou toesig daaroor, nie uit dwang nie, maar gewillig. Moet dit nie doen vir vuil gewin nie. Moet dit nie vir geld doen nie, maar met 'n gewillige hart. En ook nie om oor God se erfdeel te heers nie, maar om 'n voorbeeld vir die kudde te wees, nie om hulle te oorheers of 'n meesterpastoor te wees nie, maar om 'n dienaar en 'n herder te wees. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle 'n kroon van glorie ontvang wat nooit sal verwelk nie. Daardie kroon van glorie is dus 'n pastoor se kroon vir die een wat dit uit liefde en deernis doen. En uit gehoorsaamheid aan Here.
Weerens, nie vir geld nie, nie vir hierdie dinge nie. Ons moet, my vriend, dinge doen uit liefde en uit deernis. Die 5de kroon is die kroon van die lewe. Dis 'n martelaarskroon verduur versoeking. Jakobus 1 vers 11, geseënd is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets beproef het, sal hy die kroon vir die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Openbaring 2:10, moenie vrees vir die dinge wat jy sal ly nie, kyk die duiwel sal sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou 'n kroon gee. Lewe, laat ek hulle weer vir jou noem. Die belonings vir die gelowige, wanneer hy gehoorsaam was, sal wees die kroon van onverganklikheid, die kroon van blydskap, die kroon van geregtigheid, die kroon van heerlikheid en, laaste maar nie die minste nie, 'n kroon van die lewe. Sjoe, hierdie kronings gaan vir almal wys of jy gehoorsaam was of nie, of jy dit kry of nie. Maar ek wil nie met mense meeding nie. Ek wil dinge op God se manier doen. Maar wat as jou naam nie, soos ons maar ander gepraat het, nie geskryf is in die Lam se boek van die lewe nie? Ek wil net daardie geleentheid nou dadelik gee. Wil jy aanvaar Jesus dat elke verkeerde ding wat jy ooit gedoen het uit jou lewe verwyder word? Indien wel, kan jy vandag weer gebore word. Bid hierdie gebed saam met my vriend. Glo deur geloof, ons praat met God. Bid hierdie gebed. Sê, Vader, ek maak 'n bewuste besluit om elke persoon te vergewe wat my ooit seer gemaak het, wat my ooit verkeerd aangedoen het. Ek vergeef selfs myself. Ek laat die verlede los en ek laat dit gaan. In die naam van Jesus. Jesus, ek glo U is die Seun van God. Ek glo jy het vir my gesperr. Dit is reg rondom my. Ek glo dat U uit die dood opgewerk is en ek vra U om in my hart, my lewe te kom en my Here en Verlosser te wees. Ek bely my sondes. Ek ontvang vergifnis. Ek nooi jou in my lewe in. Kom Here Jesus. Ek sal jou volg. As jy daardie gebed gebid het, glo ek jy's pas wedergebore. Nou moet jy dit opvolg met waterdoop. Raak betrokke by 'n Bybelgelowige kerk. Gaan daarna, beskeur. Sien, ek was besig om te bid, nee. Ek sê vir evangelis, ek sê vir ou op TV, ek het my hart vir die Here gegee en ek wil deel van die kerk wees. Ek wil water gedoop word. Nou wil ek ook disipel word. Jy kan nie net gered word en tuis bly nie. Jy moet kerk toe gaan. Jy moet deel wees van die liggaam van Christus. Nou vergewe hy nie net nie, maar hy genees. Dit enige pyn, siekte of kwale steek jy hand uit. Gehoorprobleem, oogprobleem, pyn, gewas, groei. Ek bestraf elke vloek en toue spreek heksery in die naam van Jesus. Ek bestraf dowe geeste, blinde geeste, geeste, kanker, geeste van siekte. Ek bind en breek jou mag. Ek stuur God se woord om jou nou te genees. Word genees, pyn vertrek, artritis vertrek. Elke kwellende gees, ek bind en breek jou mag nou. Al dit asem. Laat dit gaan. Ag, moenie ontspan nie. Begin nou om iets te doen wat jy nie kan doen nie. Lig daai arm op. Kontroleer vir gehoor. Kontroleer jou oog. Doen iets wat jy voorheen nie kon doen nie. Word genees. Word vrygemaak. Demonies, magte van jou afgebreek word in die naam van Jesus. En sodra jy sien dat iets gratis is en of as jy jou hart aan die Here gegee het, jou weer verbind het en gebid het, sal jy 'n WhatsApp nommer op die skerm sien. Jy sal 'n e-pos sien. Stuur vir ons 'n e-pos en getuig van wat God vir jou gedoen het. Ek weet dit wanneer ons die woord spreek, wanneer ons deur geloof bid, dat wonderwerke gebeur. Laat ons juig oor die wonderwerk. Tot dan, is dit Brian Eins. Ek verwag elke dag wonderwerke vir jou. Jokie.